Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie maandagoggend. En ja, ons lees die laaste gedeelte van Jesaja 27. In die tye wat kom sal Jakob wortels skiet. Israel sal in bloei staan en uitspruit. Die oppervlakte van die aarde sal bedek wees met die opbrengs. Het die Here Israel geslaan soos hy die geslaan het wat vir Israel geslaan het? Of is Israel om die lewe gebring op dieselfde manier as die wat deur die Here om die lewe gebring is? Deur haar prys te gee, haar weg te stuur, het hy telkens met haar geworstel. Op die dag van die oostewind het die Here haar met sy sterk wind weggedryf. Daarom op hierdie manier word versoening gedoen vir die sondeskuld van Jakob. En dit sal die uitkoms wees van die wegneem van sy sonde, wanneer hy al die altaarklippe laat word soos kalkklippe wat stukkend geslaan is, sal die Asheras en wierookaltare nie langer bly staan nie. Ja, 'n stad wat versterk was, lê eensaam, 'n weiveld wat versaak en agtergelaat is soos 'n woestyn. Kalwers wei daar, en daar gaan lê hulle verwoes haar lote. Wanneer haar takke verdroog het, sal hulle afgebreek word. Vroue sal kom en dit in die brand steek. Ja, dit is nie 'n verstandige volk nie. Daarom sal hulle maker om nie oor hulle ontferm nie. Sal die een wat hulle gevorm het geen genade aan hulle betoon nie. Op daardie dag sal die Here are uitslaan vanaf die stroom van die rivier tot by die spruit van Egipte. Julle Israeliete sal soos are opgetel word, een vir een. Op daardie dag sal daar op die groot ramshoring geblaas word, en hulle wat verlore is in die land Assirië en verdryf is na Egipte land sal kom. Hulle sal voor die Here in aanbidding buig op die heilige berg in Jerusalem. Jo, vriende, ons lees hierdie teks, ongelooflike teks oor die profesie, oor die terugkom na Jerusalem toe, dat hulle uit ballingskap gaan terugkeer. Maar die wonderlike ding is dat die teks sê die Here maak onderskeid. Hy het nie met sy mense gemaak, soos met die ander volke nie. En hier is 'n ongelooflike ding wat hier eintlik staan. As hier staan, het hy telkens met haar geworstel, in vers 8. Dit is eintlik hierdie worsteling tussen God en sy volk, oor die hart van sy volk. En op die laaste dit hoor ons dat hulle met hierdie altare wat hulle vir afgode geoffer het, alles stukkend staan, alles verniel. Want hulle moet leer, hulle moet na God toe kom. Vandag nog worstel God om die harte van sy mense. God wil my en jou hart hê. Hy wil ons met aan hom getrou bly, aan hom behoort. Mag ons vir hom kies. Mag hierdie woorde in die laaste vers waar word. Hulle sal voor die Here in aanbidding buig. Ja, mag ons net voor hom in aanbidding buig. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, ons wil voor U in aanbidding buig. Dankie dat U die stryd beklei het vir ons siele, vir ons harte, vir ons lewens. En ons gee ons lewens oor aan U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, baie dankie. Mag jy regtig 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.